Die moppe, 'n storie vir die groot mense. Ek het groot geword met 'n doodgewone spaghetti mop. So 'n mopkop met wit toutjies hare wat ons bediende moes uitwring met haar hande. Hierdie drukmop moes sy fisies die nat mop uit die emmer uithaal en dan die mopkop se hare draai en draai totdat dit droog genoeg was om verder te kon was. Toe ek later 'n getroude mevrou word met ons eie huis, het ons 'n beter mop gekry, die trekmop. Die trekmop het sponse in plaas van hare gehad. Sy mopstok was ook nie net 'n reguit paal nie, dit het 'n trekarm onderaan, naby aan die groen mopkop gehad. Hierdie trekarm het 2 klein rollertjies op, wat dan die water uit die spons uitrol wanneer jy die arm trek. Die trekmop trek gewis makliker en jou hande bly uit die vuil water uit. Maar ons bediende, nog al die jare dieselfde dierbare mens, het eintlik die ou drukmop verkies. Dit maak blykbaar makliker skoon in die hoeke en werk ook vinniger. Sy moes nog meer onlangs kennis maak met die nuwe draaimop. Die draaimop gebruik 'n ronde, sagte mopkop waarvan die hare korter is. Die mop maak aan sy eie tol vas. Wanneer jy dit druk, dan tol die emmer se mandjie in die ronde, met die mopkop binne-in. Dit beloof selfs meer effektiwiteit. Maar toe ons in Swede kom, het ons beslis verwag om nog meer moderne mopweergawe te ontmoet. Wat van 'n robotiese vloerwasser miskien? Die oulikste idee was beslis die platmop. Die platmop het 'n lappie onderaan, wat sommer so vasplak aan 'n voetstuk. Jy kan dit maklik afhaal en was. Saam met die mopstok kom daar ook 'n spuitbottel. Hierdie onderste bo-bottel kan spuit om net daar die kol nat te maak wat jy wil was. Dis gewild in skole en werkplekke. Dit maak nie 'n gemors nie, tensy klein handjies dit beetkry en spuit net waar hulle wil. Maar tot ons verbasing het die toutjieshare nie in Suid-Afrika agtergebly nie. In die middestad se woonstel waar ons gebly het, het drukmop ons weer begroet. Met die mop het ons toegeleer om self ons vloere te was. Gelukkig het dit saam met 'n emmer gekom wat 'n ekstra uitdroog emmertjie het. Mens moet nou wel self draai en druk om al die water uit te kry, maar die boonste emmertjie gee darm 'n platformpie om op te werk. Wat hierdie drukmop egter anders gemaak het, is hoe dit droog geword het, want dit het nie eintlik droog geword nie. Los ons dit in die kas, dan bly dit heel week nat. Laat hang ons dit kop in die lug oor die balkonnetjie se reëling, dan reën dit papnat in die herfsreëns. Ten minste was die ou stinkding darm buite, maar droog wou dit nie word nie. Vandaar die noemnaam van natmop. Ons het later in 'n villa in 'n spoggerige voorstad gaan bly. Hier was baie knoppies en liggies en skerms wat alles goed laat werk het. Maar selfs hier het die ou spaghetti mop ons ingewag. Ons eie mop se voorganger het reeds buite teen die huis gestaan, langs die harke, besems en ander buitegereedskap. Maar hier was daar 'n wasgoedlyn en 'n dakkie waaronder die mop kon droog word. In die laat herfs en vroeë winter het ons uiteindelik ons natmop vir 'n droomop verruil, wat wel tussenwasse mooi droog geword het. Die diep winter het egter 'n onverwagse kinkel in die moptoutjies se kabel veroorsaak. Ons sou die vloer was en dan oudergewoonte vir natmop oor die wasgoedlyn laat hang. Die wasgoedlyn is net buite ons agterdeur. Ek sou 2 tree na buite gee, die mop afhaal en weer in die huis ingaan. Maar toe die dag en nagtemperature vir weke lank onder vriespunt begin draai, het natmop 'n metamorfose ondergaan. Dit was wel 'n droomop, sommer 'n klipharde, stokstywe een. Ek moes die toutjiehare oplig oor die draad om die mop te kon afhaal. Ek moes dit altyd doen,
maar nou met meer moeite omdat die mophare baie hard en yskoud geword het. As ek gedink het dat ek alles gesien het, dan het vandag se prentjie alles oortref. Ek gee weer my gebruikelike 2 tree na buite om die mop te gaan kry. Maar dis nie net kurkdroog en kliphard nie. Daar hang nou ook klein yskristalle, byna 10, in fyn stokkies van die toutjies se punte af. Ek het versigtig die mop afgehaal. Die warm water was gereed in die emmer, maar die hare was so hard gevries, dat ek moes mooi draai om die mopkop in die water te kry. En 2 keer se indruk in die water was nie genoeg om die harde hare weer los te laat hang nie. Ek moes 4 of 5 keer indruk voor die haredos weer gemaklik losgehang het. Ek het die vloer gewas en die mop weer gaan ophang. Maar nooit sou ek kon raai dat ek 'n hele mopbende sou teekom nie. En veral nie 'n stywe nat mop nie.